Goeiemôre broers en susters. Julle klink soos wat ek klink. Nee, vitamine vir ons almal, nee? Asseblief. Hierdie winter en sy griep is nie vir ons goed nie. Ek gaan nou nie lank wees vandag nie, want ek dink daar wag vir ons 'n wonderlike erediens. So ek wil daarom net 'n paar gelukwensings doen. En die eerste ene is Petra wat vandag verjaar. Petra, is 'n baie spesiale verjaarsdag. Dus wat kan ek vir jou bitter. Jy mag nog maar inkry, jy onthou, is die serieel, nee? Geef vir... Wat is die serieel? Dan is jy nog by jou koor. Goed. Nee, dit was nie serieel. Jy kan nie sweeties kry, dan kan die kinders nie kry, nie? Dit is so. Goed, ek het net Dawie van Wyk vanoggend gesien. En Marita. Waar is dit Marita? Wie is dit Marita? Marita, jy verjaar al die hele week, nee? Baie geluk, ons hoop dat het... Ek moet nou nie nou jou kies druk nie, en jy gaan nie vir jou gelukkig wees, nee? Goed, dit lyk vir my, is allemaal op die lysie, is daar iemand wat verjaar, wat nie op die lysie is nie? Julle moet nie, bang wees nie, julle moet julle hande in die lig steek, nee? Maak soos die kinders en besluit, dis 'n goeie tyd. Begin my die geleentheid om vanoggend 'n baie spesiale verwelkoming te doen vir ons musikante. Ons is baie dankbaar om julle almal vanoggend hier te hê. Julle sit daar agter. Goeiemôre. Baie dankie vir jou. Richard hier voor. Goeiemôre Richard. En dan Christo wat ons daarom ken, Carlien daar en dan Johan. Baie hartlik welkom. En natuurlik, waar sit jy waar daar? Daar is Ivada. Baie welkom vir jou ook. En natuurlik, Redvallei Klanke wat hier sit. Baie welkom aan julle, nee? Ons is baie dankbaar dat julle almal vanoggend hier is. En wat ons al gehoor het, klink verskriklik mooi, nie? Baie dankie vir al jou harde werk om hierdie aan mekaar te sit. Baie dankie. Goed, ek gaan nou niks verder sien nie. Ons gaan nou rustig raak. En dan gaan ons begin met die toetrede soos wat dit daar is. Alles is daar bo op die bord ook vir julle. Ekskuus, ja, so dit aan die einde, die seën, die woorde is daar bo en julle word uitgenooi om saam te sing. Ons almal het dit al gehoor. So sing dit saam asseblief as julle wil. Julle is baie welkom.
En as die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat dit beskerm, dit vergeefs. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
Heilige Gees, U wat van die Vader en die Seun kom. U wat hier is om met elkeen van ons te werk en te praat en ons te begelei. Ons wil vandag vir U op hierdie baie besondere dag sê dankie. Dankie dat U ons op so 'n manier begelei dat ons U stem mag ken. Dat ons U aanraking ken en ervaar. En dat ons kan uitgaan in 'n wêreld in met moed en oortuiging. Want ons weet dit nie alleen nie. U Gees is hier om ons te begelei. U is hier om vir ons die woord oop te breek.
sodat ons dit kan inneem en dit kan verstaan en kan groei daarin. Dankie dat ons vanoggend die voorreg het om met lofsang en met diepe denke besig te wees om U te aanbid. Here, maak ons harte en ons gedagtes oop, dat ons sal ervaar, U is God by ons. En dit verwonder ons om te weet, dat U gekies het om saam met ons te beweeg, as individue, maar ook as 'n gemeente en 'n gemeenskap. Dat daar nie 'n plek op aarde is waar U nie teenwoordig is nie, en waar U nie besig is om te werk nie. En of dit nou in luide klank is, en of dit nou in saggies beweeg is U aan die werk, en aanbid ons U Gees vir dit, wat U in ons wêreld laat gebeur. Laat ons bewus raak van U beweging. Laat ons ervaar waarmee U besig is. En lei ons om dit wat ons ontdek en dit wat ons verstaan, te gaan leef tot U eer. Dit bid ons in die naam van Jesus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Broers en susters, dat die van u wat gemaklik kan staan, asseblief opstaan vir die geloofsbelijdenis en dan ons antwoord daarop ook asseblief. Kom ons bely ons geloof in die drie-enige God en die woorde van die apostolieke. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Namaste.
broers en susters, die eerste gedeelte in Handelinge 2, is die uitstorting van die Heilige Gees, en julle sal hoor hierso, dis luid, dis hard, daar's opwinding, daar gebeur baie goed. En dan die tweede gedeelte kom uit Filippense uit, waar dit baie meer saggies is, waar dit op 'n manier gebeur wat rustig is. En dis die twee gedeeltes waarop ons vanoggend gaan fokus. Onthou net dat, en ek het dit nog nooit vir myself so uitgedruk nie, maar dat die uitstorting van die Heilige Gees is die geboorte van Christus se kerk op aarde. Dis waar die kerk begin het, waar die geboorte van die kerk waarin ons behoort oor die aarde vandaan kom. So kom ons lees eers daardie gedeelte in Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe: "Die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan in sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië en Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en in die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party van hulle het gespot en gesê, hulle is dronk. Kom ek lees dan vir ons Filippense 4 vers 4 tot 7. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelijk teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me.
and a peace that endures. Thine own your presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessing on mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek het dit reeds gesê, maar ek gaan dit weer sê. Pinkster herdenk die geboorte van die kerk. Pinkster is die dag waar dit wat Jesus kom doen het, verder gaan, oorgaan na hulle wat hy stuur om sy kerk op aarde te gaan stig, te gaan vestig, te laat groei. Dit is hoekom Pinkster vir ons so belangrik is. Sodat ons deel het aan hierdie kerk, dat ons baie lief is vir die kerk. En dat die kerk op hierdie dag vier dat die Here tyd gevat het om na ons toe te kom en sy Gees gestuur het om ons te kom bystaan. Ons het 2 uiteenlopende gedeeltes vanoggend gelees. En die bedoeling is dat 'n mens verstaan dat die een was die moment waar die kerk ontstaan het met die uitstorting van die Gees. En dan het ons so entjie verder al gevorder saam met die kerk. En dan is daar ook 'n ander prentjie van die kerk wat ons nie moet miskyk nie, wat ontsettend belangrik is. So in Handelinge 2 word beskryf, dis 'n luide koms van die Gees. En 'n geloofsgemeenskap word bymekaar gebring. En mense word toegerus met gawes en begeester om hierdie werk te gaan doen. Maar ons moet verstaan, voordat hierdie gebeur het die disippels 'n geweldige spanningsvolle tyd gehad. Dink net bietjie, wat kom voor Pinkster? Eers was dit Jesus se gevangeneem en dat hy gekruisig word en dat hulle letterlik moet weghardloop en gaan wegkruip sodat dit nie met hulle moet gebeur nie. En dan daardie wag, want hulle weet nie wat volgende kom nie. En dan is dit Jesus wat kom, nê? Wat sy hande en sy voete vir hulle kom wys om vir hulle te sê, dit is wie ek is en dit is wat ek kom doen het. En dan is daar 'n tydjie wat hy saam met hulle spandeer en dan is die hemelvaart. 10 dae voor Pinkster. En weer 'n keer is die disippels sonder Jesus. Hulle moet staan en toe kyk hoe hy weggaan. En hy sê vir hulle, nou moet julle wag. Nou moet julle weer wag totdat julle gereed is en toegerus word en dan breek Pinkster aan. So Pinkster breek hierdie verskriklike spanning wat daar tussen hulle was. Dat hulle probeer sin maak het van wat met Jesus gebeur het, wat Judas gedoen het, en nog 'n plaasvervanger ook moes kry. Al daardie goed het so bygewerk om dit vir hulle 'n geweldige spanningsvolle tyd te maak. Dis baie moeilik en dit kan ons almal van getuig om in 'n stresvolle situasie net te sit en wag. Ek dink dit is vir iemand moontlik om net te wag as jy soveel stres ervaar nie. Daarteenoor kry ons die ervaring in Filippi. Onthou die kerk het nou al 'n bietjie gegroei, gemeentes is gevestig, hierdie mense dien mekaar en is besig as 'n gemeente saam. En hulle ervaring van die Gees en die Gees tussen hulle is sagter. Is nie 'n luide koms en harde geluide en allerlei vreemde goed wat gebeur nie. Dis saggies dat hy teenwoordig is daarom onder hulle. En hulle situasie as gemeente is nie minder stresvol nie. Onthou hulle is uitgelewer aan die Romeine en die wraak van die Jode en al die goed wat daarmee saamgaan. So hulle leef ook maar in 'n redelike stresvolle omgewing waar hulle probeer om die evangelie te verkondig. Ek dink dit is baie stresvol om in sulke omstandighede gemeenskap van gelowiges te wees. Maar dan ontdek hulle dat die Heilige Gees wat vir hulle al hierdie gawes gee, wat hulle toerus, wat hulle begelei, help hulle ook om 'n baie belangrike funksie te vervul. En dit is dat hulle vrug dra. Dat hulle vrug dra in die naam van die Gees, waar hulle besig is om te dien. En daardie vrugte van barmhartigheid en liefde en genade en gasvryheid en al die ander wat daarmee saamgaan, is vrugte wat hulle dra op grond van die werk van die Heilige Gees in hulle midde. En dit gebeur nie met 'n fanfare nie. Dit gebeur nie met groot aankondigings nie. Dit gebeur saggies
daar waar hulle aan die werk is. En in albei gevalle, broers en susters, herontdek ons vandag wat dit beteken as die Gees hier tussen ons beweeg. Het sy dit nou is met 'n luide aankondiging, of andersins met hierdie sagte hand waarmee hy werk. Dat ons opnuut sal ontdek hoe die Gees hier tussen ons beweeg en waarmee die Gees hier tussen ons besig is. Paulus sê vir hulle 'n baie belangrike ding in Filippi. Hy sê vir hulle, moenie bang wees nie. Moenie dat hierdie spanningsvolle oomblikke julle so moeg maak dat julle vergeet waaroor dit gaan nie. Ek beloof vir julle dat die Gees kom om sy vrede hier tussen julle te bring. 'n Vrede wat die menslike verstand altyd te bowe sal gaan. Maar 'n vrede wat God aan ons beskikbaar stel, sodat ons in daardie vrede kan leef en kan werk en kan bou. Pinkster is 'n chaotiese gebeure. Daar's stormwind, daar's tonge van vuur, daar's verskillende tale en niemand weet wat aan die gang is nie. Hulle weet nie hoe hulle dit het nie, sê die Bybel vir ons. Maar in hierdie gebeure is die Heilige Gees aan die beweeg. Want wat kom doen die Heilige Gees? Hy bring mense bymekaar. Hy skep geleenthede waar mense aan mekaar verbind word in 'n geloofsgemeenskap tot eer van die Here. Dit is baie duidelik dat die Heilige Gees hier teenwoordig is en dat hy hulle stuur, inspireer om hierdie werk te gaan doen wat nou voor hulle lê. Maar broers en susters, is net so duidelik in Filippi dat die Heilige Gees aan die beweeg is. Al is dit met 'n baie sagter hand. Want daar waar hulle die vrugte van die Gees wys, waar hulle leef tot eer van God, waar hulle mekaar dien en ondersteun, daar is die Gees ook aan die werk. En of 'n mens nou vanoggend in Jerusalem gaan staan en of jy nou in Filippi gaan staan, een ding is baie duidelik. En dit is dat God naby is. Dat God in elke omstandigheid daar is. En dat die Gees presies weet op watter manier hy betrokke moet wees. Op watter manier hy aan die werk moet wees tussen mense, sodat hy die doel kan bereik wat hy wil bereik. Die Gees is hier om ons toe te rus, om ons te vorm, om vir ons geloof te gee, om ons te begelei op die pad wat hy gekies het. En soos Filippi, moet daar tog tekens wees dat die Gees hier tussen ons is en dat hy aan die beweeg is. En dan sê Galasiërs vir ons so mooi, dit kan jy net sien as jy die vrugte van die Gees sien, daar waar mense gehoorsaam is aan die Heilige Gees. Vrugte soos liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid en goedhartigheid, getrouheid en nederigheid en selfbeheersing. Dis die tekens van die werk van die Heilige Gees hier tussen ons. En ons moet daardie vrugte dra, sodat ons aan die Heilige Gees kan erken dat hy die een is wat in beheer is en dat ons gehoorsaam is. Nou broers en susters, ek hoef nie vanoggend vir julle te oortuig oor watter stressore daar in ons lewens is nie. Daar's oor genoeg stres en spanning en slegte goed in ons lewens, in ons gesinne, in ons geloofsgemeenskap wat ons uitmergel. En net sy dit nou op 'n finansiële of 'n politieke of 'n maatskaplike vlak is, dit maak ons almal gedaan. Dat 'n mens onder soveel stres moet leef, en hulle sê dis die siekte van ons tyd nie, dat 'n mens jou gedaan bekommer oor alles. En dan kom Paulus se woorde na ons toe wat sê, voordat jy in vrees verval.
En voordat jy jouself oorgee aan al hierdie negatiewe goed, onthou net dat die Gees is hier in jou en rondom jou aan die werk. En die Heilige Gees is hier om jou te begelei, om by daai vrede uit te kom, wat God vir jou wil gee. Ons kan tog so maklik in paniek verval, en moedeloos raak, en net opgee, asof ons geen wilskrag het nie. En dan vergeet ons, dat die Gees hier tussen ons beweeg, en dat die Gees ons begelei, na plekke van stil word, na 'n plek van herstel, na 'n plek waar hy vir ons wil sê, jy is genoeg. En jou lewe is kosbaar. En wie jy is en wat jy doen is belangrik. Want jy is my kind. Ek is by jou teenwoordig. Eintlik wil Filippense 4 vir ons hier sê, ons moet so 'n slagspreuk hê, wat ons elke dag vir onsself herhaal. En miskien sal dit goed wees as 'n mens iets van hierdie elke dag net vir jouself sê, dat jy jouself kan herinner. Ek het deel aan God se kerk. Ek het deel aan die Heilige Gees. Ek het deel aan die vrede wat God bring. En daardie slagspreuk is, ek verbly my. Ek sal nie bang wees nie. Ek sal bid. En ek sal God se vrede ervaar. Kom ons herhaal dit. Ek verbly my. Sal nie bang wees nie. Ek sal bid. Ek sal God se vrede in my ervaar. Maar nou broers en susters, sê ek nie daarmee dat jy net vir iemand anders moet sê die vrede van God vir jou. En dan soos mis voor die son is ons bekommernisse weg. Ons weet almal dit werk nie so. Ons weet almal dat hierdie worsteling en stryd en stres en al die goed wat daarmee saamgaan is gedurig in ons lewens teenwoordig. En daar is nie kitsoplossings nie. Maar die Heilige Gees spoor ons hier aan om onsself regtig baie mooi te bekyk. En te besef, waar is dit wat hierdie goed jou beet kry? En om te vra vir hulp en vir ondersteuning te gaan soek. En iemand wat jou kan help daarmee, sodat jy, en dit is die werk van die Heilige Gees om 'n mens te begelei om hierdie goed te verstaan en om te weet dat jy moet uitreik. Jy moet by 'n bron van hulp uitkom. Jy moet by iemand uitkom met wie jy kan deel. Jy moet 'n plek vind waar jy ondersteuning kan kry. Want dis die werk van die Heilige Gees in ons lewens. Dis nie kitsoplossings en towerstaffies en woets, alles in jou lewe is reg nie. Maar dat ons die pad saam met die Gees sal stap. Dat ons die insig wat die Gees vir ons gee, sal koester. En dat ons dit sal gaan leef. Die Heilige Gees is 'n wonderlike gawe. Gawe van die Vader en die Seun. Die Heilige Gees is hier tussen ons. Is aan die beweeg. Lei ons op die regte pad. Help ons om hierdie vrugte te dra wat sê, God is in my lewe. En ek dien hom met oorgawe. Die Gees is hier om ons te inspireer, om ons te begelei, om ons probleme en ons uitdagings beter te verstaan, sodat ons kan sonder vrees oplossings kan soek vir dit wat oplossings nodig het. Maar uiteindelik is die Gees hier om ons te bring by 'n plek waar daar vir ons vrede en vreugde is. En ons moet net toelaat dat die Gees ons begelei. Dat hy ons help om ons wêreld beter te verstaan en om vrede te vind waar daar regtig nie altyd vrede te vind is nie. Ek wil afsluit met iets wat die ouens wat verlede week by die ringsvergadering is, ons so vir 'n oomblik beleef het. En dit pas so mooi by dit wat Pinksterfees is. Die gemeente waar ons die vergadering gehou het, daar's 'n Suid-Koreaanse gemeente wat erediens hou ook in daardie gebou. Nou is dit bitter vreemd om hierdie Suid-Koreane en hierdie kleintjies daar te sien rondloop. Maar so is ons op 'n stadium buitekant, waar ons die tafelgebed doen voordat ons gaan eet.
En hulle is in die kerkgebou besig. En daar staan ons almal doodstil en ons luister. Want ons ken nie die woorde nie, maar die melodie wat daar speel, ken ons almal. En dit slaan my, broers en susters. Hoe wonderlik is dit nie? Dit maak nie saak in watter taal, op watter manier mense die Here aanbid nie. Ons is so aan mekaar gebind. Ons gebruik dieselfde melodieë en dieselfde beelde om iets te sê van ons ervaring van die Heilige Gees. En ek sal daardie oomblik net nooit vergeet nie. Dat ek kan nie hulle taal verstaan nie. Weet nie waarmee hulle besig is binne in hulle eredienste, waar hulle trek nie. Maar ek kon myself beleef in 'n lied wat hulle gesing het. Want hulle is my broers en my susters. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees. Amen.